Numeri, hoofstuk 15. En die Here het vir Moses gesê, jy moet vir die Israeliete sê, wanneer julle in die land kom wat ek vir julle gaan gee om permanent daar te woon, en julle dan 'n brandoffer, of 'n slagoffer, of 'n offer om 'n gelofte na te kom, of 'n vrywillige offer, of 'n offer tydens een van julle feeste vir die Here wil bring as 'n wonderlike geur, moet dit uit julle beeste of kleinvee wees. Die persoon wat dan 'n offer bring, moet ook 'n spysoffer van 'n tiende van 'n eva, of ongeveer 2,2 liter fyn meel bring. Dit moet met 'n kwart hin, of ongeveer 1 liter olyfolie gemeng wees. Vir elke lam wat jy as brandoffer of slagoffer bring, moet jy ook 'n kwart hin, of ongeveer 1 liter wyn as drankoffer bring. Vir 'n ram moet jy 'n spysoffer van 2/10 van 'n eva, of ongeveer 4,4 liter fynmeel bring. Dit moet met 'n derde hin, of ongeveer 1,25 liter olyfolie gemeng wees. Jy moet ook 'n derde hin, of ongeveer 1,25 liter wyn as drankoffer bring, as 'n wonderlike geur vir die Here. Vir 'n bil wat jy as brandoffer, of as slagoffer, of as 'n offer om 'n gelofte na te kom, of as dankoffer aan die Here bring, moet jy saam met die bil ook 'n spysoffer van 3/10 van 'n eva, of ongeveer 6,6 liter fynmeel bring. Dit moet met 'n half hin, of ongeveer 2 liter olyfolie gemeng wees. En as drankoffer moet jy ook 'n half hin, of ongeveer 2 liter wyn saambring. Dit is 'n vuuroffer met 'n wonderlike geur vir die Here. Vir elke bil, ram of lam uit jou skape of bokke, moet jy dit so doen. Dit maak nie saak hoeveel daar geoffer word nie. By elke offer moet dit so gedoen word. Al die burgers van die land moet dit presies so doen wanneer dit kom by hulle vuuroffers met 'n wonderlike geur aan die Here. Dit maak ook nie saak of 'n vreemdeling slegs 'n kort tyd of geslagte lank reeds tussen julle woon nie. As hy 'n vuuroffer met 'n wonderlike geur aan die Here bring, moet dit presies so gedoen word. Een en dieselfde reëls geld vir sowel die landsburger as die vreemdeling wat tussen julle woon. Dit is 'n permanente instruksie, van geslag tot geslag. Jy en die vreemdeling is gelyk voor die Here. Daar is slegs een wet en een regstelsel vir julle en die vreemdelinge wat tussen julle woon. En die Here het verder vir Moses gesê, jy moet vir die Israeliete sê, wanneer julle die land binnegaan waarin ek julle neem, moet julle 'n offergawe aan die Here bring wanneer julle van die land se brood eet. Van julle eerste deeg moet julle 'n broodkoek as offergawe bak. Julle moet dit op dieselfde manier hanteer as die offergawe wat van die dorsvloer kom. Julle sowel as julle nageslag moet altyd van julle eerste deeg as 'n offergawe aan die Here gee. Jy kan jou maklik misgaan en dan nie by die gebooie hou wat die Here by monde van Moses aan julle gegee het nie. Enige van die bevele wat die Here aan Moses gegee het, van die oomblik dat dit gegee is, tot ver in julle nageslagte heen. En as die hele vergadering so iets sonder opset gedoen het, dan moet die vergadering as 'n wonderlike geuroffer 'n jong bil as brandoffer vir die Here bring. Die spysoffer en die drankoffer moet ook volgens die voorskrif gebring word. As 'n sondeoffer moet 'n bokram gebring word. Dan moet die priester versoening doen vir die hele vergadering van Israel, en die sonde sal hulle vergewe word, omdat dit nie met opset gepleeg is nie. Die vergadering het dan hulle brandoffer en hulle sondeoffer aan die Here gebring vir die sonde wat sonder opset gepleeg is in die teenwoordigheid van die Here. Die sonde sal dan die hele vergadering van Israel, asook die vreemdeling wat onder hulle woon, vergewe word, omdat die hele vergadering betrokke was by die sonde wat sonder opset gepleeg is. Indien 'n persoon 'n sonde sonder opset gepleeg het, moet daardie persoon 'n jaar oud bokooi bring as sondeoffer. En dan moet die priester versoening doen vir die persoon wat sonder opset gesondig het in die teenwoordigheid van die Here, en sy sonde sal hom vergewe word. Een en dieselfde reëls geld vir die landsburger, sowel as die vreemdeling wat onder julle woon, en wat 'n sonde sonder opset gepleeg het. Maar 'n persoon, of dit nou 'n landsburger of 'n vreemdeling is, wat moetswillige sonde pleeg, hy beledig die Here. Daardie persoon moet tussen sy mense verwyder word. Die persoon was verachtend teenoor die Here se woord en het sy wette gebreek. Daarom moet hy doodgemaak word. Hy moet sy verantwoordelikheid dra. Die Israeliete het 'n man gekry wat op die Sabbat besig was om hout bymekaar te maak. Dit was gedurende die tyd wat hulle in die woestyn was.
Die mense wat hom betrap het terwyl hy hout bymekaar gemaak het, het hom dadelik na Moses, Aaron en die res van die vergadering toegeneem. Dit was nog nie seker wat met die mens gedoen moes word nie, daarom het hulle hom in die gevangenis aangehou. En die Here het vir Moses gesê, hierdie man moet baie beslis doodgemaak word. Hy moet deur die hele vergadering met klippe doodgegooi word buite die kamp. Daarop het die hele vergadering hom tot buite die kamp geneem en soos die Here vir Moses beveel het, het hulle hom daar doodgegooi. En die Here het vir Moses gesê, jy moet vir die Israeliete sê, maak vir julle tossels wat julle aan die hoeke van julle klere moet vaswerk. Die reëls geld ook vir julle nageslag, van geslag tot geslag. Hulle moet ook 'n perstoukie aan hierdie tossels vaswerk. Wanneer hulle dan die tossels aan hulle klere sien, sal dit hulle herinner aan al die wette van die Here en dit navolg. Dan sal hulle nie afdwaal agter dit aan wat hulle in die hart begeer of met die oë sien nie. Julle sal dan al my wette onthou en dit onderhou, en dan sal julle heilig wees vir God. Ek is die Here, en ek is julle God. Ek het julle uit Egipte laat optrek, sodat ek vir julle 'n God kan wees. Ek, die Here, is julle God.